Die afgelope paar jaar het Lothar Betger en sy gesin 'n swaard wat oor hulle koppe hang. Die Tshwane Metro Raad wil hulle eiendom hier in Kameeldrif buite Pretoria onteien. Daar is 'n plakkerskamp wat relatief naby aan hierdie eiendom geleë is en die raad wil dit formaliseer en daarvoor het hulle ekstra grond nodig. Maar die proses wat die raad gevolg het, is so vol foute dat die gesin glad nie 'n geleentheid gehad het om hulle kant van die saak te stel nie. En die bedrag wat aangebied word is nie eers markwaarde nie. Terwyl die wetgewing, die ou onteieningswet, eintlik bepaal dat met onteiening vir openbare doeleindes soos wat hierdie is, daar markwaarde plus 'n bedrag vir ongerief aan die eienaar aangebied moet word. Omdat ek konstitusionele regte het en ek voel dat die onteieningsproses wat die Tshwane Stadsraad geloods het teen my en ook waarskynlik teen die ander, nie heeltemal regverdig is nie. Die hele proses was ook gevul met foute en nommers wat nie gepas het nie en ek dink net op daai skaal as jy met 'n groot stok uitkom om veranderinge te maak, dan moet jy jou proses ook goed agter mekaar hê. Die ander rede is dat ons net Tshwane kan kry om te onderhandel vir 'n billike prys of compensation vir hierdie land waar ek groot geword het, waar ons amper 60 jaar al woon. Dis 'n totale ontworteling. My wortels lê hierso. Dit is die land waar ek groot geword het. Ek verstaan as daar ontwikkeling moet plaasvind en as die land moet groei en dit dinge ook moet verbeter, ek geensins staan dit teen nie. Maar ek moet maar my hake 'n bietjie ingrou om ook regverdige kompensasie te kan kry of 'n regverdige deal te kan kry uit dat ek my lewe kan oorbegin. Ons gelukkig is ons kinders nou al oud genoeg, hulle sal hier waarskynlik uit die nes wees binnekort. Maar om alles weer van vooraf te begin, dit gaan moeilik wees. Ons het nog nie planne nie. Ons Nikkie en ek praat altyd daaroor, maar ons het nog nie konkrete planne nie, want ons weet nog nie waar hierdie hele storie toe lei nie. In die oorspronklike onteieningsbrief is dit redelik vaag wat hulle dit voor wil gebruik. Of dit nou 'n pad is of 'n servituut of selfs die land vir verdere ontwikkeling vir behuising. Wat met die land gaan gebeur kan ek regtig, dis net spekulasie. Ek kan regtig nie 'n antwoord gee nie. Maar dit gaan heel waarskynlik die huis en alles tot niet laat gaan, so daai geskiedenis sal verdwyn en hopelik sal dit na ietsie positief toe kom waarby die hele gemeenskap kan baat. Ja, kyk, ons het 'n plakkerskamp wat reg oorkant die pad, plot 175 en dan is plot 174 wat oor die jare ontwikkel het. Daar's redelike groot hoeveelheid mense wat daar woon en die probleem is vir die stad is om verder te ontwikkel moet spasie geskep word sodat hulle die beplande behuising of dit kan insit om dit te formaliseer. So ek het verstaan en alhoewel die stadsraad het al 2 plotte gekoop verder in die pad af aan die suidekant wat aangrensend is aan 175 en 174 het tot dusver sins 2021 nog niks regtig gebeur nie. Onlangs laas jaar het die stadsraad 'n boete gekry van Gauteng omdat die landgebruik hulle het 'n G24 of so ietsie aansoek ingesit wat beteken dat hulle ontwikkeling al laat plaasvind het sonder om die regte aansoeke te doen vir die zonering ensovoorts. Terloops ook al die plotte insluit nou ons is nog steeds as agricultural gezoneer, alhoewel daai definitief nie meer agricultural is nie en ek dink net as infrastruktuur ingesit word in 'n goeie beplanning kan die weer eens nie net die gemeenskap van die informele nederlaag daarvan baat nie, maar ook die gemeenskap reg rondom. Lothar Betger is vasberade om sy konstitusionele regte, sy reg op eiendom en sy reg op waardigheid en sy reg tot 'n billike administratiewe proses te beskerm en dit gaan die Hooggeregshof oor moet besluit. Mag 'n staatsinstelling soos die Tshwane Metro Raad, die eienaar van 'n privaat eiendom,
net eenvoudig boelie of nie. Ek is Antoinette Slabbert vir Marula Media.